Julle, daar is koffie en dan stop maar asseblief terwyl die program aan die gang is. Beweeg ons nie heen en weer om mekaar te stuur nie. Neem met julle sitplekke in asseblief. Ons gaan net nou begin met die Drakensberg liedjie van Drakensberg munisipaliteit. Ons wou nou gespeel het, maar hy gaan nie nou speel nie. Goeiemôre, besighede. Baie welkom by Zonnevonder en baie welkom dat julle die Sakekamer se sakekoffie kan kom bywoon. Hier is 'n netwerkgeleentheid. As jy mekaar nie ken nie, kan jy met mekaar koop nie. Ons verwelkom Dirk Bruitenberg, ons uitvoerende voorsitter. Johan Rademeier het verskoning gevra, Melchior het verskoning gevra. Advieskomiteelede, platinumlede, dagbestuur, bestuur en erelede, vroue in besigheid. Nou, soos julle weet, die vroue in besigheid is 'n nuwe groep. Eelde kan vir julle al die inligting gee as julle nie weet waaroor die vroue in besigheid gaan in Drakensberg Sakekamer nie. Ons maak verskoning vir die twee burgemeesters. Dit is nou hulle resestyd, hulle is met verlof. So hulle 17de is hulle terug. Dan ook maak ek verskoning vir Chris Marie, is sy hier? Timmy, baie welkom, jy is hierso. Mooi, Drakensberg munisipaliteit. En 'n baie groot verwelkoming aan ons hoofborg afborg Parel vanoggend. Baie great Rodney, julle pragtige perform en baie mooi. Rodney is 'n nuwe persoon in Parel. Die gebou gaan hulle verander. Hy gaan lyk soos 'n glaskas. So julle kan gerus julle polisse by hulle uitneem. Hulle is baie mord een van die dae daar naby die Netbank gebou. Ons is trots op afborg Parel en julle wil shine in Drakensberg. Kom wys vir ons. Baie dankie en baie dankie vir julle borgskap. Hulle het vir ons meeste van die goed geborg vanoggend, al die eetgoed, al die drinkgoed, die fotograaf, klank, allerlei dinge het hulle vir ons geborg. Dan wil ons graag net sê, ek wil gou net vinnig vir my dames sê wat hier is. Ons sit met 'n baie groot sakekamer en ek kom nie by alles uit nie en my dames wat hier is wat my gaan help, wil ek net sê, spring net vinnig op. Dit is Eelde, Lizelle, Fidelity, waar is jy? Maggie, waar is jy? Maggie, kan jy staan asseblief? Lizelle is daar agter in die hoek. Luister, praat met hulle, kry hulle aansoekvorms, kry alle inligting by hulle. Onthou net, Alicia, waar is jy? Alicia is ook deel van die span. Staan Alicia gou-gou? Okay. Dit is die vrouens wat my in die groep gaan help. Ook met die sakekamer se beweging. Ek kan nie oral bykom nie. Julle kan gerus al die inligting by hulle kry, praat met hulle. Ons moet ekstra hande kry om alles te hanteer. Ons is die grootste sakekamer in die land. Ons het die toekenning vir as sakekamer van die jaar ontvang en ons is trots op ons lede. Ons is die mooiste lede in die land. Want die vibe is so mooi, ons koop by mekaar, ons ken mekaar, want as jy mekaar nie kan ken nie, kan jy met mekaar koop nie. So baie dankie vir elkeen wat hierdie jaar vir ons borgskappe gee, wat ons ondersteun, wat oral is waar ons beweeg. Ons wil vir Zonnevonder ook baie dankie sê vir oggend se perseel. Dan, Parelbos, is julle hier? Okay. Dit is in Daba, is die nuwe koerant in ons area. Ons gaan met hulle werk, hulle gaan ons foto's vir ons gratis plaas. Anetta is die persoon, want Parelbos verdwyn op almal. En ons wil foto's plaas, ons wil bekend raak, en almal moet ons ken, en daarom ons kan nie ons foto's plaas nie. So dis in Daba, kan julle meer kontak maak by die volgende sakekoffie. Julle kan koerantjies kry, foto's van ons word gratis geplaas, hulle is van Drakensberg. Hulle ondersteun ons besighede, sy is 'n lid by ons, ondersteun haar, hulle tariewe is ook goedkoper, so ek is baie bly vir die nuwe koerant,
wat ons besighede gaan help bemark. Ons kan nie so aangaan met netwerke en instansies in ons areas wat ons nie wil ondersteun nie. Ons het vanoggend 5 sprekers. Eerste CSA HR Training, Johan Grobler. Kan jy vorentoe kom asseblief? Goeiemôre dames en here. Baie dankie vir die geleentheid Dirk, dat ek ook net aan julle kan kom bekendstel, CSA HR Training and Development. Ek het eintlik 'n belangrike vraag vergeet toe ek met Dirk gepraat het, as om te vra wat is die spreektaal, Afrikaans of Engels. So ongelukkig is die presentation in Engels, ek maar dan die volgende kan dankie Ete. So ek gaan nie lank vat nie, ek het my 30 minute gegee, maar ek gaan voor dit klaar wees. So ons wil net eerstens kom vra waar kom CSA HR Training and Development vandaan? So sien ons is 'n opleidingsinstansie wat toesien na en opleiding gee aan alle menslike hulpbronne en statutêre opleidings wat jy kan kry wat ook jou compliance sal maak. Dan praat ons nou van dinge soos jou first aid en jou health and safety training en legal liability, konstruksie regulasies, daai tipe van opleiding wat ons in die eerste plek doen. Ek gaan nou 'n bietjie deurgaan oor meer spesifiek na die dienste kyk. Gekombineerd het ons so 25 jaar ondervinding in die bedryf en glo ek dat dit wat ons doen alles uitkomsgebaseerd is. En ek dink dit is ook die ons niche maak, om te sê maar let's be results driven, sodat ons dan werklik oplossings kan kry. Die eerste vraag wat die mense normaalweg vir my vra, dankie, ek kan dan die volgende ene toe gaan, is waar kom die naam vandaan? So ek gaan nou so 'n bietjie Engels wat ek ken gebruik om dit vir julle te verduidelik. Want ons die besigheid begin het, dat sê maar die name dan bietjie weerspieël wat ons doen en wat ons wil hê. So CSA HR Training and Development het begin en ons het so right, as ons kyk na die C in CSA, dan staan dit vir committed to resolving issues. Daar's 'n ou gesegde wat die mense gebruik, hulle sê jy as 'n besigheidseienaar, of jy nou 'n klein besigheid is, 'n medium besigheid of groot besigheid, is jy moet aan jou besigheid werk, nie in jou besigheid werk nie. So ons sê, let's get you out of the weeds, get you to work on your business, not in your business, en ons sal daai dingetjies wat daai papierwerk wat pla, sal ons dan vir jou hanteer, of dit nou jou safety audits is, of dit nou global gap is, of dit nou CISA audit is, afhangende van wat in industrie jy werk. So ons probeer regtig om te sê, maar wanneer ons betrokke raak by kliënte, gaan dit oor daai commitment om daai probleme uit jou pad uit te vat. Die S in CSA staan vir Strengthening Long-Term Relationships. Baie van ons kliënte is 'n goeie 25 jaar al saam met ons. Ons glo wanneer ons wil begin 'n pad stap met 'n kliënt, bou ons 'n portfolio op en dit is dan ook makliker vir ons dit te bestuur. Hy hoef nie bekommerd te wees oor wanneer is daar nou weer 'n opleiding wat moet plaasvind nie, wanneer is daar 'n skillsprogram wat ingedien moet word nie. Dis my employment equity gedoen en daai tipe van goed is nie, wat ons het dit al reeds dan vir jou gedoen. En dan daai laaste gedeelte dink ek is maar die belangrikste vir elke besigheidshou, en dit is om te sê wat's in dit vir my. Adding real value to your business. Ons probeer om te sê wat let's get real workplace solutions and resolutions and adding that value to your business. En dit doen ons deur ons score waardes wat ons uitleef. En ek het dan nou vir iemand gesê, vir my is die grootste gedeelte, dit gaan oor integriteit. As ek jou hand vat, dan vat ons 'n hand en ons loop 'n pad saam. Ek hoef nie 'n kontrak voor my te hê nie, jammer vir die prokureurs in die geselskap. Maar dis hoe ons verhouding probeer bou met integriteit, dat ons wederzijds respek het vir almal, of dit nou jou werkgewer of onsself. En dan tree ons ook verantwoordelik op dat ons dan binne die raamwerk van die wetgewing werk, en wat ons doen, probeer ons met passie doen. As baie keer begin dit 'n herhaalde oortreding raak, en begin baie keer vir baie van die konsultante dalk 'n bietjie behoorlingwerk raak. Ons sê maar, dit moet altyd met passie gebeur. Dienste, gaan net so vinnig daaraan raak. As ons sien, dankie Terry, jy kan hom maar omskryf. As jy sien, daar so 4 of 5 areas waarop ons fokus. Die
Die eerste en die grootste gedeelte is nou maar jou werkspekopleiding en ontwikkeling. En wanneer ons dit sê, doen ons 'n analise, ons kry daai gapings in die mondering van jou werkers, en dan sê maar, kom ons vervul daai behoefte en ons hanteer daai opleiding sodat ons daai gaping kan vul. Kan ek maar sommer die ding vra? Dink beter, as ek, okay, sodat ons daai gaping kan vul en dan so ook jou span verbeter, 'n meer effektiewe span wat opgelei is, sorg ook vir beter produksie op die einde van die dag. En terselfdertyd moet jy dan ook aan al die statutêre opleiding in elk geval voldoen. Al is dit 'n eenvoudige ding soos 'n eerste hulp opleiding of daai tipe van opleiding. Dan het ons die arbeidsverhouding of die HR konsultasie gedeelte. Dis maar altyd 'n kopseer. Mense hoor van die CCMA en dan wil hulle weghardloop, weet nie wat om te doen nie, wat om te hanteer nie. So ons roem onsself daarop dat ons nog redelik effektief regkom by die CCMA en dan nog nie enige geld aan enige werkgewer gekos het by die CCMA in terme van die arbeidsverhouding nie. En terselfdertyd hanteer ons die dinge soos onderhandelinge byvoorbeeld, wat ek vir jou insê weet, met onderhandelinge is dit mense met frustrasies, daar's vakbonde betrokke, en jy weet nie altyd watter kant om te gaan nie, en daar's emosies betrokke. Vir my gaan dit daaroor as ek byvoorbeeld die onderhandelinge doen, as ons almal wegstap met 'n glimlag of almal is kwaad, dan weet ons het 'n wen-wen situasie gekry. As een bly is en die ander is ongelukkig, dan het ons nie 'n ooreenkoms gekry wat werk nie. So daai tipe van funksies wat onder die HR consulting en labor relations gedeelte dan val. En dan gaan dit als oor jou die laaste gedeelte sal eintlik als oor jou compliance audits en triple B, EE, employment equity, global gap, daai tipe van audits wat gedoen moet word waarop jy moet voorberei. Ons is nie auditeure nie, maar ons maak seker dat jy gereed is as die auditeur kom vir jou audits wat dan plaasvind in die werkplek. Dankie, Eke. So vra jy vir my, hoekom kies jy CSA? Wat maak ons 'n bietjie anderste? Ek dink die eenvoudigste gedeelte gaan oor die filosofie. En jy sal sien en sê daar step number 1, identify the problem, develop practical solutions and then deliver measurable results. En ek dink dit is in 'n neutedop samevatting hoekom jy dalk sal oorweeg om CSA HR training and development te gebruik. Ek glo ons kom reg om praktiese oplossings te kry vir ons kliënte. Ons het die industrie en experience in verskeie industrieë, of dit nou landbou is, of dit nou die vervoer afdeling is, of logistieke afdeling, of retail. Ons het die nodige kennis om dit te hanteer. Daar is nog nie robotte in ons besigheid nie, ons gebruik nog nie AI nie. So daar is nog 'n bietjie personalized services op ons roem. En veral op jou compliance gedeelte glo ek dat ons dan die regmerk kry. As ek kyk na die audits wat gedoen word, daar's van die auditeure wat van sê maar weet jy dit hanteer het, jy die pre-audit gedoen en die checklist gedoen. Is my wat maak global gap oplossing as 'n voorbeeld is my audit in plaas van 'n halfdag 'n uur. Maar dit is maar wat ek dink ons op kan roem as ons niche mark. Dan is daar vir my gevra so wat is die mees current, as ek nou so kan sê, in my taalbietjie denk nou maar daarvoor Frans, onderwerpe wat huidiglik bespreek word in die veld, waarmee ons nou die laaste 5 of 6 weke te doen gekry het. So vandag net na 4 verwys, daar's baie, ek dink die arbeidsmark is maar baie dinamies en daar's altyd 1 of 2 dingetjies wat opkom. Ek dink dit wat vir ons die meeste na ons tafel toe gekom het die laaste paar weke is die eerste gedeelte sal jy sien daar's 'n nuwe ek weet nie wat dit in Afrikaans is nie, vir Employment Service Amendment Bill wat 'n tafel gelê is, wat nog 'n groot impak op besighede gaan hê, veral besighede wat buitelandse werkers gebruik, foreign werkers. Ons weet dit is huidiglik in die nuus groot, dit is politieke speelbal op die stadium, die verkiesings kom op en ek dink dis al my opinie waarvoor die wet op die tafel gelê word, en so om politiek te praat, maar dit gaan spesifiek om wetkontrole te handhaaf rondom die bestuur van buitelandse werkers. So werkgewers, hoe raak dit jou as jy van buitelandse werkers gebruik word, en jy na jou prosesse moet gaan kyk, jy gaan na jou immigrasiebeleid moet gaan kyk, want daar is 'n groot impak, jou tydelike employment services, labor brokers,
werwingsmetodes, als het 'n impak in terme van die wetgewing. En bovenbehalwe dit is daar reuse boetes wat ook ter tafel gewees het, en hulle praat van soos R100.000 as jy dan gevang sou word dat jy oortree is. So dis een van die groot onderwerpe en hoe gaan ons dit hanteer, want daar is, veral in die landbousektor, miskien nie so baie in hierdie area nie, maar soos in Mpumalanga, Limpopo, waar daar baie van Mosambikers of Zimbabweërs gebruik word, veral gedurende oestyd, wat uit en uit staat maak op buitelandse werkers, of nou wettig is of onwettig, wat nog 'n redelike groot impak op werkgewers sal hê. Die tweede puntjie daar is, ek net so vinnig gepraat het, ons nog 'n paar issues gehad met konstruktiewe ontslag in terme van die wet deesdae. Nou vir die wat nie heeltemal weet wat konstruktiewe ontslag is nie, dit is 'n ontslag, dis waar jy bedank, omdat die druk en die verhouding te ondraaglik geword het in die werkplek. So dit is 'n opleiding vir die oomblik bedank, en dan gaan eis ek by die CCMA of in die arbeidshof, of waar ook al jy gaan, dat ek onregverdig afgedank is, en dit word so voorsiening gemaak. Maar daar sal altyd grys areas gewees, en daar sal altyd redelike argumente oor prosesse, maar die arbeidsappel het vir ons redelike duidelikheid gegee oor die laaste 2 weke, en gesê dat dit nie so maklike oefenloopie is nie. Daai kriteria is redelik hoog, alvorens jy net 'n bedanking kan indien en aanbeweeg, dan op die einde van die dag onmiddellik ontslag eis. Derde punt sal al hoe meer uitkom, en dit gaan alles oor AI en e-poste wat gesirkuleer word. Ek dink ons is nog ver agter as werkgewers. Ek dink almal in die werksplek gebruik al jou AI tools wat jy kry vir ChatGPT of wat ook al die geval mag wees. En dit raak jou as besigheid in die sin dat daar etiese waardes is, daar's 'n poppy app waarna gekyk moet word. So op die einde van die dag bly jy steeds aanspreeklik. Is daar 'n paar dinge wat nie onderhandelbaar is in terme van AI nie. So ons as werkgewers moet ook ons planne in plek kry, ons beleide prosedures in plek kry om voorsiening te maak vir daai AI gedeelte, sodat dit dan nie op die einde van die dag, ek het ons so vanaand geskryf, AI can be a powerful tool, but official judgment, verification and accountability remain non-negotiable, en ons moet die legal, operational, ethical and information security risk associated with the use of AI in the workplace moet ons kan bestuur. En soos ons weet, as daar nie beleide prosedures is nie, dan kan jy ook nie later gaan kla as die werker dalk een of ander vorm van wangedrag pleeg wat jou nou nie aanstaan nie. En dan die laaste gedeelte wat nou eintlik maar redelik vars is, wat ek dink 'n klomp van die maatskappye in ons area raak, is natuurlik in die pad vir vrag, die ruimtevaartindustrie en logistiek industrie, wat 'n geweldige klomp lede onder hulle bargaining council het, en daar's 'n klomp fooie wat gehef word aan die bargaining council op 'n maandelikse basis. Die vakbonde het dit so onderhandel nou, en die regering het dit onderteken dat daai bargaining council ooreenkoms uitgebrei word na nie lede ook. So of jy nou lid is van die bargaining council of nie, jy val nou onder die road freight en die logistiek industrie bargaining council, wat vir jou as werkgewer baie eenvoudig beteken, jy moet gaan kyk na jou payroll, want daar is implikasies in verskillende betrekking tot verskillende fooie wat gegee word. Daar's heffings van die council self. Een van die eienaars van 'n groot vervoermaatskappy het nou die dag vir my gesê, die effek op sy payroll om net daai heffings en levies van die council te betaal is R32.000 'n maand wat hy ekstra moet uitbring. Soos 'n klomp geldjies wat uitgebring word, en jy is nie lid, jy weet nie daarvan nie, maar jy is nou self verantwoordelik en is daai ooreenkoms ook bindend op jou. So daar is maar die warm besprekingspunte wat ek so vinnig opgetel het oor die laaste paar weke. Van my kant af, dink ek hoop my 30 minute was vinnig genoeg. Groot uitnodiging aan elkeen. Ons is almal in die sakewêreld. Ek nooi almal uit om gebruik te maak van die uitnodiging. 20 minute is 'n konsultasie. Skakel my, kom ons maak 'n afspraak. En ons gesels 'n bietjie lekker, drink 'n koppie koffie. Kyk of daar enige nut is of behoefte wat julle CSI HR Training and Development dan kan gebruik. Francis, baie dankie. Dankie. Ja, dit is Sakekamer die voorreg gekry om met ons
Parel 6 internasionale fietswedren betrokke te raak. Besighede, ek vra dat julle saam met die saalkamer staan. Dit gaan 'n baie groot een wees. Ons het 7 lande wat tans gaan bywoon. Volgende jaar gaan seker 15 internasionale lande wees. Die jaar daarna gaan dit erger wees. So ek weet nie waar gaan ons heen met die padwedloopbaan. Kevin, kom praat gou-gou. Kevin is ons springbok. En Kevin is, ek en Kevin werk tans op die borge. Almal wat wil inskakel, praat met ons, as bitter baie geleenthede en ons wil almal betrokke raak. Dis baie groot vir Drakensberg. Goeiemôre almal. Baie dankie Francis, Dirk. Eerstens wil ek net baie dankie sê vir die Drakensberg Sakekamer vir dat julle ons toelaat om vanoggend wel 'n paar woorde te deel. En ek dink Dirk en Francis is meer entoesiasties as ek oor Parel 6. Maar net so vinnig, Parel 6, ek seker maar eers 'n bietjie agtergrond. Ek het in die Parel groot geword, soos hulle sê, gebore en getoe. En dan in die 1980s en 1990s het ek kompeteer in fietsgery, baan en pad. Daardie dae was dan nog nie so eintlik so groot bergfiets nie. Bergfietsry nie, so baan en pad het ek aan deelgeneem in 1988 met junior springboklere vir baan vir padfietsry en in 1992 my springboklere vir baanfietsry. Nog een van die kan ek sê bevoorregte sportmanne gewees om die springbok embleem te verwerf. So fietsry was maar nog al die jare my passie. Johan, jy het 30 minute gekry, Francis sê vir my net 3 minute, so ek weet nie. Maar Parel 6, waarom die naam Parel 6? Wel, die bijeenkomst vind plaas in Parel, maar dit is 'n baie bekende Europese konsep. In Europa kry jy die London 6, jy kry die Munich 6, jy kry die Gent 6. So al die bekende stede in Europa het 'n 6-dag bijeenkomst. En die hoofkategorie wat basies plaasvind op die baan is dan spanne van 2 fietsryers wat elke dag deelneem aan 6 baanitems oor 6 dae, 36 wedrenne oor 6 dae vir slegs 1 finale podium. En dis waarom ek dit term as the ultimate endurance track cycling event in the history of South Africa. Parel 6 ook die enigste in sy soort in Suid-Afrika en in Afrika. Ons sê dit is 'n international track cycling and cultural event. Waarom internasionaal? In 2017 toe ek dit begin adverteer op sosiale media, het ons iewers skielik 'n span van Ierland wat belangstel. 2 fietsryers het toe daardie jaar uitgekom. Ons betaal hulle vlugte, hulle akkommodasie en sovoorts. En hulle was ook die eerste span wat Parel 6 toe gewen het. In 2018 het ons 'n span van Denemarke, sowel as 'n span van Engeland gehad. So toe word Parel 6 'n 3-nasie byeenkoms met al die Suid-Afrikaanse spanne en Denemarke en Engeland. In 2019 kon ons 5 Europese spanne kry. Duitsland, België, Denemarke, Engeland en Ierland. Ongelukkig as gevolg van befondsing kon ons dit nie maak nie. Een van die Belgiese fietsryers, Jonas Richard, enigiemand wat dalk die naam ken. Jonas ry ook, hy neem ook deel aan die Tour de France. So hy ry vir een van die bekende professionele spanne in Europa. So Jonas het ook besluit, hy kom uit, hy span België, so ons het toe 2019 was toe net 'n 2-dag of 'n 2-nasie byeenkoms. En in 2020 was eintlik die laaste keer wat dit plaasgevind het, ongelukkig as gevolg van boodskappe, maar 2020 soos jy almal weet, COVID jaar, vir enige sportbyeenkoms om te kon plaasvind, was dit 'n groot challenge geweest. Maar ons het toe 'n eendag weergawe van Parel 6 aangebied in 2020. En dit was met sosiale afstand, jy inkom by die hek by Forest Stadion, teken die register, jy sanitize, al die tipe van dinge, selfs as jy kyk na die paviljoen, moes ons sosiale afstand hanteer. So elke tweede bank het ons oorgeslaan basies in terme van sitplek en sovoorts. So aan die einde van die dag was dit baie suksesvolle byeenkoms. Van jaar 1 af het ons die ondersteuning van Drakensberg munisipaliteit, sowel as departement van sport.
So ons met verlede week het ek in Francis het was ons by 'n vergadering met die munisipaliteit en hulle ondersteun ons weer hierdie jaar. Die bijeenkomst vind plaas by Forest Stadion en dan is dit hierdie jaar die 12de tot die 17de Desember. Ja, so die kategorieë is vanaf 111 fietsryers, 111 dogters, seuns, 115, 117, maar soos ek genoem het, dat die hoofkategorie is dit dan die spanne van 2 fietsryers wat dan oor die 6 dae deelneem. Die span wat Parel sê wen, is die span wat die meeste rondes voltooi oor 6 dae. Maar sou daar 2 of 3 of meer spanne op dieselfde hoeveelheid rondes is na 6 dae, is dit dan die span met die meeste punte. So vir elke wedren word daar ook punte ingesamel. So baie interessante bijeenkomst. En dis waarom soos ek vroeger genoem het, dat dit is dis waarom het een term is the ultimate endurance track cycling event in the history of South Africa. Volgende skryf jy asseblief. Ja, so a celebration of culture, heritage and community. One event, 6 days, endless impact. Ons het in 2017 ook begin om lewendige vermaak aan die fietsry te koppel. So ons het al vir Biggie gehad, almal die wat vir Biggie ken van die Ooskaap, die rapper, hy was daar gewees, ons het selfs vir Early B by Parel 6 gehad. So ons probeer die event so omskep dat dit 'n vermaaklikheids-event ook raak, behalwe kompeterende sport, maar ook vir families om te kom, vir besighede om in te kom, en dit raak ook uiteindelik dink ons aan om dit te omskep in 'n platform waar 'n besigheid soos byvoorbeeld Afpop kan byvoorbeeld inkom as 'n borg en hulle byvoorbeeld kry dan gratis kaartjies, toegangskaartjies wat hulle aan hulle voormalige, huidige en toekomstige kliënte kan gee, en dit raak 'n platform waar jy kan netwerk met jou kliëntebasis. Soos ek sê, outside of the normal sales environment, kan jy byvoorbeeld met jou kliënte dan byvoorbeeld netwerk op 'n hele ander tipe van 'n platform. En dit is in Desember, mense wil 'n bietjie ontspan, mense gaan met vakansie en so voort. Dan hierdie jaar volgende skryf jy eke. Okay. Hierdie jaar vir die eerste keer bied ons ook 'n Parel 6 motorskou aan. So die idee was basies initieel om het binne op die rugbyveld te hê en so voort, rondom die verhoog. Dit gaan die 16de Desember plaasvind op die vakansiedag. Die 16de Desember is ook die lewendige vermaak wat ons gaan aanbied. Die ideaal sou wees met genoeg befondsing dat ons elke aand vermaak sal hê. Elke aand lewendige of musikante sal hê. Huidiglik is dit op die 16de met die motorskou. Ongelukkig met pitch protection en so wat die mense in plek moet hê, is beplan ons tans dat die hele Foreststraat, vanaf Gousteed, heel bo, daai parkeerarea, reg af in Foreststraat, tot en met die munisipale gebou se parkeerarea, dat ons daardie area gaan gebruik as 'n motorskou. En soos jy weet, ons praat van motorskou, dan praat ons van of vintage, of die jong manne, jong dames wat hulle karre laat drop, soos hulle sê, met air suspension, of wat ook al die geval mag wees, as 'n show and shine kompetisie, die jongens wat hulle bande die blinkste byvoorbeeld sal maak, of die karre is die skoonste. So dit is, ons probeer die event omskep, dat ons van 'n kind tot 'n adolescent, tot 'n volwasse persoon, tot self byvoorbeeld, ek wil nou nie van myself praat nie, maar vintage kar ook byvoorbeeld, want ek hou van 'n ou Mercedes-Benz. So dit is die idee dat ons byvoorbeeld dan nou meer dissiplines gaan byvoeg. Dis waarom ons 'n 10, 20, 30 visie het. So 10 praat ons van, ons wil 10 dissiplines, ons het fietsry, ons het nou motorskou, ons het byvoorbeeld lewendige vermaak. Tans kyk ons ook na om besigheid te stimuleer in Drakensberg. Kyk ons nou, ons is huidiglik besig om uitnodigings uit te deel in die DRC aan staatsdepartemente.
So die idee is byvoorbeeld om dan 'n besigheidsexpo te inkorporeer by Parel 6. Dit mag dalk miskien nie in Desember wees, want baie besigheidsmense gaan met vakansie in Desember. Maar dat ons byvoorbeeld sê in November dalk 'n 2 dag of 'n 3 dag besigheidsexpo in plek sal kry waar ons sou daar genoeg belangstelling is dan van die DRC om hulle te nooi Parel toe en vir hulle om voorleggings te doen van geleenthede vir ons plaaslike besigheidsmense. So dis iets waarmee Dirk en Francis en ek nog nie basis gesels, maar ons het nou in die week het ons eerste gestempelde uitnodiging terug ontvang vanaf die DRC dat hulle dit wel ontvang het. So hulle is besig om ons kontakpersoon daar is besig om al die uitnodigings uit te deel. So op daardie noot dink ek is dit nou 'n hele mond vol. Ek dink ek is binne by 3 minute Francis. Maar ek wil baie dankie sê vir die geleentheid en ons nooi die besigheidsmense uit, praat met Francis of myself en dan kyk hoe ons byvoorbeeld Forest Stadion. Dis my doelwit om Forest Stadion in te kleed. Reg rondom die baan, aan die binnekant van die baan moet branding wees en sovoorts van wat Drakensberg Sakekamer uitbeeld. Baie dankie. En dankie, dit is 'n baie groot hap in Drakensberg hierdie. En is baie trots op julle. Dis groot organisering. Ek vra vir pastoor Abel om vorentoe te kom asseblief. Pastoor Abel, waar is jy? Pastoor, kom bid net gou-gou vir hierdie internasionale event vir Drakensberg. Dit bitter groot. Ons besighede gaan almal betrokke wees. Dit moet 'n groot sukses wees. Asseblief pastoor en dankie. Ja, kom ons bid net saam. Hemelse Vader, ons wil vandag voor U buig en erken dat U is ons God, Koning en Heer en Verlosser. En dat ons sonder U niks kan doen nie. Met al ons planne, met al ons uitdagings wat ons het ons U nodig. Ek bid in besonder vir elke besigheid vandag wat U verteenwoordig, dat U dit sal versterk en groot sal maak, sodat dit aan die einde van die dag vir die ekonomie van hierdie dorp en ook in die land 'n betekenisvol sal wees. Ek bid vir hierdie presentations wat plaasvind, dat U verheerlik sal word. U ken die uitdagings, U ken alles. En ons wil dit aan U toevertrou in die naam van Jesus. Baie dankie vir die voorreg wat ons kan hê om in Drakensberg Sakekamer U te erken dat U is ons God en ons het U nodig. Word verheerlik in Jesus naam. Amen. Dankie pastoor. Okay. Oomada. Jayaku Parel. Staan julle mense, waar is julle? Kom asseblief vriendin. Ons spreek net daai woord van julle uit. Nou dit die karre hier buite, dis nuwe karre, ek ken skaars die naam, ek skrik my mors dood. Julle maak my lam met hierdie verskillende ingevoerde name. Sy is die doel by die karre buite en julle kan test drive en julle kan maar gaan. Sê net hallo en stel jou gou voor vriendin. Goeiemôre almal, dis Chris hierso, so dis Omoda en Jaiku, soos Jaiku. Ons is daar in die Parel, ons het nou onlangs ons showroom oopgemaak, so julle is welkom om hierdie Saterdag daar te kom, ons het 'n bietjie pannekoek en dan toets bestuur julle ons motors. Okay, dankie. Right, julle is genooi, ek het julle allemaal sien Saterdag, né? Ons gaan die mense mal maak. Teens Williams, waar is julle? Teens is ons argitek van die Sakekamer. Hierdie twee manne wil vir ons vertel, Drakensberg Sakekamer is op soek na 'n kantoor en ons droom klein vir hulle. Ons soek na 'n pragtige glaskasteel en ons het gedroom het gaan in die Hoofstraat wees. Toe kom hierdie twee manne en hulle rok ons onder die tafels in en hulle sê, wat? Julle? Is dit hoe klein julle droom? Nou kom Teens, vertel 'n bietjie vir hierdie mense, wat se droom is daar? Baie dankie Francis. Dit is nogal wonderlik om te kan sien die energie en die passie wat in hierdie dorp saamkom om hierdie geleentheid
bymekaar te bring. Ek dink daar's groot potensiaal en en die droom vir Parel is dieselfde droom as wat ons het, is om die Parel te ontwikkel in 'n volhoubare en verantwoordelike manier. Die manier wat ek, en ons sal daardeur gaan in die presentation soos ons deur gaan, maar dit is ongelukkig 45 minute een, so ons kom nie aanpas. Die idee en dis die rede hoekom ons werk soos ons werk. Ons vooraf beplan ons ontwikkelings. En is iets anders, dit is nie my stem nie. Alright, ja, ons vooraf verpak, ons, wat ek trots moet doen. Kan julle my hoor? Ja. Ons vooraf verpak ons ontwikkelings met die wiskunde en die ekonomiese volhoubaarheid beplanning wat ons doen. Dit vat enigiets van 1 jaar tot 5 jaar om een so groot projek deur te sien. En ons sit met op hierdie stadium 6 verskillende lande se beleggers van oorsee af wat tou staan om hier in die Kaap te ontwikkel. Ons is besig om hulle vas te maak, seker te maak hulle staan in een ry en om in soos wat hulle nodig het om in te kom, maar ook op 'n verantwoordelike manier sonder dat Parel oor 5 jaar so Sandton lyk, wat ook 'n probleem is. So, kom ons begin by die begin en wat doen argitekte? Ek dink daar's 'n baie groot misverstand omtrent dit. Ja, ons teken prentjies. Ons sit nie wel in prentjies teken die hele dag nie, dis omtrent 5% van wat ons doen. Wat ons onderskei vir argitek van 'n tekenaar af is dit vat 5 jaar en dan nog 2 jaar boop dit om 'n professionele erkenning te kry, soos 'n dokter of prokureur, wat jy dan mag praktiseer as 'n argitek. Daar's sekere verantwoordelikhede wat daarmee saamgaan, groot verantwoordelikhede. En die rede daarvoor is dat almal wat hierso sit en of jy nou besigheid is of 'n persoon is, die hoof van 'n huishouding is of kinders grootmaak, die droom is vir enige mense en dis 'n verskriklike groot voorreg om te kan bou en om 'n huis te kan bou vir jouself, vir jou besigheid, vir jou mense, vir jou omgewing, vir jou samelewing en vir die res van die dorp se geskiedenis en of julle familie se geskiedenis of jou gesin se geskiedenis, staan daai gebou as 'n testament van jou besluite, jou idees, jou drome, jou geld en dit is 'n helse verantwoordelikheid vir ons om daai drome te verwesenlik. Dit is nie net prentjies nie, dit is nie net mooi drome nie, dit is werklikhede. So wat julle hierso sal sien is die naam is bietjie vreemd. Noctis Engineering Architects, engineering is bietjie vreemd. Julle sal weet van die van julle wat al met ingenieur gepraat het, hulle praat nie regtig goed wat ons verstaan nie. Hulle verstaan nie mense nie, mense verstaan hulle nie. Maar ons praat vlot ingenieur. Ek en Anthony is al twee die founding members van hierdie company. Ons hardloop nou al, miskien nog nie een al. Ons hardloop nou al omtrent 15 jaar lank saam. Ons kom by die ingenieurs agtergrond uit waar ons gewerk het in maatskappye van tussen 600 en 3000 ingenieurs op 'n slag. So the herding of cats is ons spesialiteit. Die grootste werk, en ons het gesê 5% van die werk wat gedoen word, is eintlik maar die ontwerp. Die res daarvan is kontrakbestuur, die organisasie en die stroomlyning van die ingenieurs en hulle besluitneming. En op die projekte wat ons werk is ons tussen 15 en 48 ingenieurs op elke projek. Hoogs tegniese projekte, en dis een van die redes hoekom ek graag in die sakekamer wil praat,
is die tegniese aspek wat gepaard gaan saam met die ontwerp wat ons doen. Die ontwerp wat ons doen is gefokus op die wetenskap van produksie, op die wetenskap van thermodynamika, op produksie, industriële ingenieurswese en sovoorts. Dis 'n spesialiteitsingenieurswese, 'n argitektuur wat gepaard gaan daarmee saam. En dit gee geweldige interessante geboue af. So boerderye, verpakkingsplans, verkoelingsplans, daai tipe van goeders is ons spesialiteit. Soos julle kan sien hierso is meeste van ons besigheid tans oor see. Dis daai beleggers van oor see wat tans tou staan. En op een of ander manier het ons onsself ingewikkel as lughawe spesialiste. So ons het 5 van ons projekte op die oomblik tans. Julle sien in die Caribbean is daar 'n paar, Suid-Amerika is daar een en daar kom nou nog een in die Bahamas. Interessant om te weet is daar in Seychelles is ons ook besig met ene. Snaaks genoeg met 'n projek wat skeef geloop het. Dis $700 miljoen van 'n hotel wat gebou is. Drome was daar, die mense het gesteel, die bouer is weg, konkreet is droog, niks werk nie, geld is op, niemand weet wat gaan aan nie. So daai is ook waar ons krities na projekte kyk en forensies deurgaan. Waar is die betalings, waar is die geld, hoekom kos jy 'n toiletseat R4,000? Die teels wat ons gespesifiseer het was marmer, hoekom het ons, jy weet, Tannie Essie se kombuisteels. Ja, so dit gebeur. Jy sal sien daarso is ons verdeling van, en ek sal hierdie uitstuur vir enigiemand wat belangstel. Miskien ook net vertaal in Afrikaans. Kom ons vat dit na die volgende een toe. Hier is maar net ons tydlyne en die volgende ene. Ek kan nou nie mooi lees wat hier staan nie, maar okay. Dit gaan in op die 6 maniere wat ons besigheid doen en ons probeer verander spesifiek wat argitekte doen en so onsself apart stel as leiers in ons veld. Leiers in ons veld beteken dat ons die behoeftebepalings reg kry van die begin af. Ons doen die wiskunde en die finansiering, verstaan ons verskriklik goed. Ons werk nou saam met die banke, ons werk nou saam met beleggers. En ons werk nou saam met die ingenieurs, stadsbeplanners, selfs Drakensberg munisipaliteit is volgende in lyn om deurgedraf te word, om te kyk wat ons kan doen saam met hulle. Die projekte wat ons doen is groot, dit lyk buitensporig groot, maar God is in the details and the devil is in the details as well. So dis hoekom dit 5 jaar lank vat, en dis hoekom ons kom waar ons kom. Kan jy volgende een? Dit is die span, klein spannetjie, ons punching above our weight, dis maar 'n bietjie wat ons doen. Ons leverage baie sterk wat ons doen, ons het verskriklike goeie tegnologie wat ons toepas. Dit vat ongeveer tussen 100 en 250.000 rand net om een persoon aan te stel met die tegnologie wat hulle nodig het om te kompeteer saam met ons. So hier is die 6 mense wat ons 5 mense, daar is nou 16 by. Kaptein daar aan die regterkant vol van 'n wald, dit is ons hoofprojekbestuurder wat tans in Amsterdam sit. Hy kyk ook na al ons lughawens wat ons doen in Londen. Maar baie belangrik wat ek wil uitlig en die vroue in besigheid, sy gaan volgende keer kom praat. En sy is Janie de Kok, gebore en getoe hier so in die Parel. Sy is 19 jaar oud en sy is 'n totale eyster. Sy doen al ons interieurwerk, totale tegniese brein. En sy is deel van ons opvoedingsprogram wat ons het binne in ons firma wat vir ons baie belangrik is. Wat dit doen is, dit vat kinders en studente wat andersins nie universiteit kon gaan nie, wat 'n 10 jaar loopbaan sal dan saam met ons doen en dan kan geregistreer as volargitekte. So dis vir my belangrik dat ons dit doen in die Parel en vir die Parel mense saam. Dit is deel van ons groeiplan. En dan tussen die 5 van ons het al oor 60 jaar se ervaring. En die volgende, die mooi prentjies kom, ek beloof. Volgende is dit. Alright, hierso is die 6 kritiese dienste, maar dis nou nie die kritiese dienste wat jy gaan sien by Tansan se argitek wat 'n afdak bou
agter nie. Dit is, ek kan nie lees nie of nie, ek het brille, maar die fokus is reg. So wat dit beteken is van ekonomiese volhoubaarheid wat die crux is van enige projek. As jy rand nie rand nie, die sent nie, dan werk die projek nie en dan help dit nie om eers te probeer nie. Ons ontwerp voor die begin af, daar is nie surprises nie, daar is nie, maar nou het ons het vergeet om met 'n trap gewees van die grondvloer na die eerste vloer toe nie. Daar is alles beplan, alles is vasgemaak en ons trek die kontrakteurs, wat baie anders is aan argitekte, in saam met ons om saam te help ontwerp aan die projekte, sodat ons weet hoe hulle wil bou, wat hulle wil bou, en dat daar nie verskeilde agendas of verskeilde kostes is in wat ons doen nie. Kontrakbestuur, dis waar Anthony uitsteek, is ons projekbestuurspan is baie sterk, almal van ons professionele argitekte is professionele projekbestuurders ook. En die kontrakbestuur en die wetlike aspek daarvan is 'n indringend deel van hoe ons dink oor goeders en hoe ons projekte uitvoer. Dis belangrik om ons kliënte veilig te hou en seker te maak dat hulle rustig is en hulle slaap in die aand en as die dak lek, laat hulle my nie bel in die aand na die tyd nie. Kom gaan na die volgende. Omdat ons so tegnies is ook en die ingenieur saam praat, is al die goeders van vooraf beplan en geïntegreer, van die lugverkoelingsstelsel af, deur tot die elektrisiteit, jou ligte, tot die kraan en die goue taps van Mrs. Rabinowitz. Gaan na die volgende toe. Hier is ons besig, dis maar net hoe ons besig is om ons oorseese portefeuilles bymekaar te sit, die beleggers bymekaar te sit en deur te werk. En dis wat ons graag nou vir die sakekamer wil bymekaar bring, om wat ons noem 'n katalyseprojek in 'n waarskynlik 'n afgeleefde deel van Parel te identifiseer, wat ons kan hergenereer deur nuwe ontwikkeling in te blaas in 'n sekere plek. Daar is sekere aspekte wat stedelike ontwikkeling gaan doen, wat belangrik is vir die upliftment wat nodig is vir so 'n area. Dit is tipies wat gedoen is in Johannesburg, as mens kyk na Melrose Arch, of in die middestad van Johannesburg, wat nou tans besig is om te blom as gevolg van ingrypings soos hierdie. So die beleggers staan tans tou en volgende week praat ons hopelik met die stadsbeplanner en die burgemeester om hieroor te praat, te kyk waar ons kan wat doen. Volgende is die volgende 2. Nog een? Okay, hierso. Ons het, dit was nou hier ergens AI, ja, ons is 5, maar ons is 5 met helse klop kennis. Daai 60 jaar wat daar staan is alles 60 jaar se data, se verslae, se ontwerpe, se tegniese spesifikasie, se ingenieurs, wat se data bymekaar gegooi is en ons het wat ons noem 'n neural network geskep in ons kantoor, wat al ons data, al ons besluite en al ons statistieke, kennis vir onsself bymekaar maak en al ons ontwerpe inlig wat baie beter en baie meer ekonomiese ontwerpe afgee. Na die volgende asseblief. Hierdie is, soos julle weet, maar nie soos julle weet nie, die groen aspek van ontwerp is hoogmode op die oomblik. Die volhoubaarheid, die beskerming van die planeet se hulpbronne. Ja, dis baie oulik en dit lyk baie nice op 'n pamflet, maar ons het as binne die argitektskringe noem hulle dit greenwashing. Jy weet jy het 'n solar panel op, jy vang reënwater op en nou is jy groen. Nee, dis nie wat ons praat nie. Ons gaan tot op hoeveel energie gaan dit in op een baksteen te maak. Hoeveel bakstene gaan daar wees, hoeveel energie gaan daar in wees. Hoeveel koolstofdioksied is daar in die gebou in om dit gemaak werk kry. Hoe gaan hierdie gebou lyk oor 25 jaar? Wat gaan hy kos oor 25 jaar? Hoeveel energie het hy gevat oor 25 jaar? En hoekom betaal jy 50 keer meer om lugverkoeling hier in te kry terwyl die aanhou nie? Daai optimisasie, termodinamika, dis alles wat ons doen tydens die middernagure wat ons werk. Wat julle hier kan sien is van ons ontwerpe waar ons, gaan nie gou terug nie voor die ding.
Daai is 'n liggawe wat ons tans doen in Guyana. Wat julle kan sien daarso is atriums wat binne in die liggawe is, wat ons die reënwoud binne in die liggawe inkry om sodra jy van die liggawe afklim, die eerste opslag, die natuur van Guyana te kan ervaar, die kultuur van Guyana te kan ervaar. Ek en hy sê altyd so, hoe meer ons internasionaal vlieg, hoe meer haat ons liggawens. So, dis een van ons passies is om liggawens reg te ontwerp, 'n bietjie meer menslik te maak, sodat jy nie voel soos 'n bees wat in 'n drukgang afgaan nie. Maar volgende asseblief. Hierdie is 'n afkoop, waar is julle? Ja. Hierdie is 'n mortuary, 'n verrassings en 'n forensiese mortuary in Jazini wat ons gedoen het. Daar is 'n atrium binne vir 'n afsluitingsspasie waar jy kan gaan besin oor wat skoonpa alles gedoen het en hoekom hy nie geld gelos het nie. Volgende asseblief. Hierdie is weer eens 'n liggawe wat ons nou doen in Uganda. Weer eens die sentrale atrium met plante, asemhaling van die gebou, maar ook kulturele aspekte en teksture wat ons bring in die liggawe in. Wat julle kan sien ook baie volhoubare beligting. Die sonlig word optimaal gebruik. En dis 'n baie meer gesonde gebou, baie meer vriendelik, sou jy sê. Volgende asseblief. Hierdie een is ons dieselfde flagship as wat ons nou besig is mee in Guyana. Wat julle kan sien is die groen ontwerp, die buiteontwerp van hoe hy moet lyk, die vloei, die hoeveelheid mense, waar gaan jou tas heen, as hy wegraak, waar gaan jy heen, hoe dit lyk in die aand, en sovoorts. Ons moet aan alles dink. So, volgende een. Daar kan jy net nader sien van Guyana, van Uganda af, wat julle kan sien hierso, is bakstene wat ons gedoen het in die kulturele lappatroon van Uganda, van daai spesifieke tribe in die omgewing. Dis hoog op in die berge, so baie graniet, soos in die Parel, jy kan sien die swart graniet elemente. So dit praat van die kultuur, dis die areas wat ons wil inbring binne Parel toe ook. Volgende asseblief. Hierdie is van ons spesialistgeboue wat klaar gebou is in Namibië. Die boonste ene is vir De Beers se mynliggawe, en ek bedoel mynliggawe, soos mynwese, in Oranjemund, waar hulle die myners moet uitvlieg en terugvlieg, en as jy optel om 'n bikmop diamant op te tel, dan is daar actually mense wat op jou skiet. So, dit is 'n interessante liggawe om te ontwerp. Onder dit is wat ons is van die Grand Errands, wat nou met hulle eie private jets invlieg. Dieselfde ontwerp, maar net kleiner. Volgende een. En dan gaan ons hierso na iets meer tasbaar vir die Kaap toe. Een van my passieprojekte, wat ons tans mee besig is, ek hoor volgende jaar af te skop, is die Weskus megaprojek wat ons mee besig is, en ons begin in St. Helena Bay. Ons het 5 prototipes ontwikkel, wat klaar besig is om ontwikkel te word in interieur en in exterieur. Jy kan sien dat daar is die taal van St. Helena in terme van die vissershuisies, klipmure, afgeset met wit mure en die kontras van wit en swart. Binne het ons dan die leksheid van wat mense verwag, 'n bietjie meer asketiesisme. Mense hou daarvan om deesdae kleiner en skoner te leef, en ons kyk na daai aspek daarvan, natuurlike materiale soos klip en graniet en sover. Volgende asseblief. Nee, een terug. Hier kan julle sien hoe ons dan Weskus op 'n bietjie van 'n hoër digtheid kan doen. Hoër digtheid is bietjie meer ekonomies om te bou en bietjie meer haalbaar vir mense om in te belê as hulle sou wou koop. Die volgende een, hier is hoe ons kyk na interieurs. Dis die tipe van produk wat jy kry voordat ons die sneller trek vir konstruksie. Jy weet presies wat daar aangaan voordat die kontrakteur eers grond breek. Volgende asseblief. Hierdie is 'n projek wat ons gedoen het in die besigheidskool vir Noordwes Universiteit. Hy behoort oor 2 jaar in gang te kom. Volgende. Daar's Jazini Dam se lijkshuis, en dan die regterkant die een is een wat ons gedoen het in Stellenbosch
voorstelling vir die square kilometer ry. Dit was 'n kompetisieprojek of hy nou aangaan of nie, weet ons nog nie, maar ons hoop so. Volgende een. Van ons Johannesburg projekte wat ons gedoen het, 'n nightclub wat in die lug hang in Fourways en dan 'n hooggedigtheid hotel / woonstelblok in Sandton. Volgende een. Ek weet nie of julle almal weet van golf, Legends Golf and Safari, enigste een wat 19 gate het, die 19de gat wat jy van 'n berg afslaan. Dit was ons brainchild. En dan container tipe van behuising vir Bella Bella vakansieoord. Volgende ene. En dan hierdie is ons vlaggenskap projek op die oomblik. Wat julle sien daarbo is 'n stad wat ons ontwerp het. Een van 4 stede wat ons nou mee besig is in Uganda. Waar ons begin van niks af nie, dis bosveld, daar's niks, daar's nie water nie, daar's pype nie, daar's sonlig. Maar dis waar ons opeindig. Dit is 'n 30 jaar plan vir elkeen van die 4. So ons gaan besig bly vir dit. Hieronder is 'n paar van die voorstelle en ons sal dit aan die burgemeester voorlê, maar sodra ons weet ons mag daaroor praat, dan sal ons daaroor praat vir die Parel. Hopelik kan ons dan vir julle 'n voorlegging doen daaroor, sodra die sneller getrek word daarop. Volgende. En dis wat ons doen. En ja, ons kantore is hier onder in KWV Parel, Parel Hoofstraat, KWV gebou. Moes 'n lekker koffie. Ons gesels graag met julle. Baie dankie vir julle. Dankie julle manne. Dan hierdie manne gaan vir ons kantoor bou bo op die liggame. Teens ons daag julle uit, ons wag vir julle. Sonnevanger, Sannelie, is jy hier? Okay. Kan ons begin met Daan van Leeuwen Boomkamp se DFW se video? Tessa? Kom Sannelie. Hier kom Sannelie vandag. Sannelie gou sê. Sannelie, hulle gee vir jou 20% afslag vir julle jaareindfunksies, vir julle verjaarsdag, vir alles wat julle vandag daar gaan boek. Sannelie, vra vertel van hulle. Ek gaan hom in Engels skap. Werk so 'n bietjie beter in die industrie. Ja. Imagine exchanging your vows in a sun-drenched garden sanctuary, surrounded by lush greenery, with a romantic gazebo shimmering on the water and the majestic Paarl Mountains embracing you on every side. Welcome to Zonnevanger, an intimate, timeless wedding venue nestled in the heart of Paarl Valley in Western Cape. Picture vineyards views stretching into the distance, multiple breathtaking ceremony spaces, including lavender fields and elegant garden lawns, and a warm candlelit reception hall that seats up to 150 guests, with a dance floor ready for celebration. Every detail is thoughtfully curated so that your day feels effortless, deeply personal, and utterly unforgettable. Couples rave about the flawless execution, delicious food, stunning decor, and the magical atmosphere that makes their special day perfect. With venue hiring fees from only 4,500 Rand for conferencing to only 25,900 Rand for peak Saturdays 8-hour weddings in December, and intimate weddings of 3 hours for a venue hiring fee of only 12,500 Rand. We accommodate any dream intimate or festive.
Dankie Danalie. Ons maak 'n skoon vir Daan en ja, hulle kan nie kom nie, maar 'n video gaan gespeel word. Het jy die inligting? Dan gaan ons weer die kaartjie show. Dan moet afkop regmaak, as dit julle beurt. En dan het afkop eerste inkom by Ekke. Ja, dit is Kijk eens klaar, dankie. Ja. Dankie Francis, wat weer. Ja, ons het daarom nou nie gestaan show nie, so dit gaan nie so lank wees as die ander mense nie. Sê baie dankie vir Francis vir die geleentheid om hier te wees. Sê ook dankie vir Francis dat hy my net 7 minute geweet, want ek weet nie wat ek alles in daai lang tyd kan sê vir julle vir wat met ons nie. En wat met die klank onderbrigings wat hier so gebeur, vra waaroor om verskoning, so seker maar die spooke wat ek saamgebring het in daai dag. Ja, so ek gaan nie veel oor afpop praat nie. Ek dink almal ken vir afpop. Ons bestaan nou van 1918 af. Ons doen begrafnisse, ons doen polisse, ons doen grafstene, ons doen verassings, waterverassings. Ek gaan net so op die einde vanaf net iets sê van die waterverassings. Ek het vir almal 'n brosjure ook gegee wat dit nou meer in detail wys waarso wat die proses is. Maar ek wil graag myself voorstel. Ek is Rodney Robinson. Engelse naam, Engelse van, maar vlot Afrikaans, kom van Vrystaat in Parys af, gebore in Krugersdorp. Ek is oorspronklik van Krugersdorp af, begin by afpop Johannesburg, daar in die lijkshuis, van onder af skoongemaak, reëlings gedoen, verwyderings gedoen, en ek het van daar so 'n passie gekry. Ek het wel besigheid studeer ook en bemarking. So ek het 'n passie vir besigheid, maar ek het 'n passie gekry van afpop af van destyds af. So van daar so af het ek af op Parys toe gegaan en ek het daar so die tak begin bestuur. So 4 jaar en op die ou einde toe Ria, sy sit ook hierso, wat by die vorige afval bestuurder was, toe sy afgetree het, kry ek die geleentheid om hierdie kant toe te kom. Saam met my vroukie wat hierso sit. So ons het saam aangekom, seker so 'n jaar en 'n half terug, 24 Desember. Moeilike tyd gewees. Sy was swanger gewees met die getrekkery. Nuwe dorp, nuwe mense. Ons het niks van met die kant nie, maar ek moet sê vanaf ons hier aangekom het, was dit regtig vir ons spesiaal gewees. Ons het baie vinnig agtergekom hoe goed die gemeenskap is, hoe goed die besighede is, hoe baie die gemeenskap vir mekaar omgee. Jy sien dit nie oral, jy sien dit nie oral in Johannesburg nie, jy sien dit nie in Parys nie, dit is al waar ek was. Dit is iets anders, is besonders hierso. En ons is besig om regtig ons voete te vind hierso en ons is regtig besig om betrokke te raak met die gemeenskap. En ja, ek weet nie hoe die mense van die Parel nie besef wat ons het hierso nie. Ek weet daar is baie wat dit besef, maar dan van die mense daar by my werk self dit my is nie, maar dit en dit. Ek wil nie gaan daai kant toe. Dan sal jy begin bou. Maar ja, ek gaan net vanaf net praat oor die akkommodasie. Ek gaan nie dan praat daaroor, daar is 'n brosjure, maar dit is iets nuuts, dis kom ek graag net wil opbring. Dit is selfde as 'n verassing, maar dit word met water gedoen, met alkalia. Dit is 'n nuwe proses wat ons doen en dit is ook 'n groenproses, ons nou gepraat van groen en carbon footprint en daai goedjies. So dit is 90%, dit gebruik 90% minder energie as wat 'n gewone verassing gebruik. So dit is regtig, ek gaan nou nie in detail gaan nie, dit is 'n hele dingetjie, maar asseblief as jy 'n kansie kry, gaan deur dit en dan weet ons as daar vrae is, kom bel my WhatsApp my, dan kan ons lekker sit en gesels daaroor. So dit is ja, so ek gaan nou oorgee vir Jolanda. So ons gaan nie lank besig wees nie. Sy gaan net vandag net gesels oor die gemeenskap betrokkenheid in die Parel. Sy is in beheer van ons senior citizens afdeling by hoofkantoor en sy is hierso van Durbanville se kantore af. Dankie Jolanda. Dankie Rodney. Goeiemôre Drakensberg. Gaan dit goed? Almal is so stil vanoggend, behalwe nou vir die afkomgrap. My naam is Jolanda Pretorius. Ek is van Durbanville af, soos Rodney sê, nou nie van julle mooie dorp af nie. Maar ek sê altyd ek het 'n man getrou wat van die Parel af is en toe later Wellington toe getrek. So ek sê altyd is 'n goeie man, so die goeies word hier gekweek. So ek het al iets van die Parel gekry.
Nou, dan wil ek net sê, ek is al 15 jaar by Afbop. Ons ek en Raadnie het nou Woensdag die geleentheid gehad om by die PMR Awards te wees. Ek weet nie of julle weet wat dit is nie. Maar dit is 'n geleentheid waar hulle basies nou erkenning gee aan maatskappye wat regtig fenomenaal presteer. En ons is so 'n tafel van 10 gewees wat daar voorgesit met almal wat belangrik is nou in die maatskappy. En snaaks genoeg, hulle het so 'n gesprek daar om die tafel oor wat is hulle journeys gewees? Jy weet, almal begin mos maar op 'n sekere plek. En almal praat van, ja, hulle was in die onderwys gewees vir 25 jaar voordat hulle Afbop toe gekom het en hierdie ene was in die call center vir 8 jaar en hier en op einde nou by Afbop opgeëindig. En ek dink ek en hy is die enigste twee wat om die tafel sit wat letterlik van ons skoolskoene uitgeskop het en by Afbop begin het. So ek weet nie of ons dankbaar moet wees dat ons uiteindelik ons eindbestemming al so vroeg gevind het nie. Maar ja, so Ons sien daai. Ons sien daai. ek sê daar was al wakker so vroeg in die oggend. So ja, soos Raadnie gesê het, ons nou hierdie jaar word ons al 108 jaar oud, so ons het ervaring in hierdie besigheid. Ek sê ons hoef nie gewoonlik baie oor Afbop te sê nie, want ek dink dit is al so 'n household name. Jy weet, mense maak grappies, snotkop maak liedjies. Ja, so die besigheid gaan goed aan. Ek moet sê toe ons die instap en Dirk sê ook vir my nou van die Afbop banners en ek seker het baie reaksie tussen julle ook uitgelok toe julle instap en al die Afbop banners sien. Ek dink net, jy partykeer het mense seker gevoel daaroor. Jy weet as jy nou al die Afbop goed sien, dit is maar nie 'n lekker gevoel nie. Daar's gewoonlik 'n konnektasie daarmee met 'n hartseer, jy weet, dit is maar nou so. En ek dink vir ons wat in die besigheid werk, jy weet, dit is maar 'n ding wat ek sê altyd, ons almal gaan dit een of ander tyd vir daai punt in ons lewe kom. Tensy iemand is op 'n hand wil opsteek en vir my sê, jy gaan nie eendag te sterwe kom nie. Ek sê een of twee ander. En 107 jaar nog nie gebeur nie, so ek hoop ek gaan lewe om dit te sien. Ja, so ek dink dit is maar 'n deel van die lewe. Ek dink dit ons is so 'n besigheid, baie trotse besigheid, ons is baie trots op wat ons doen vir die gemeenskap. En ek dink ons verskillende aspekte van ons besigheid wat mense nie altyd besef nie. So ek wil sommer net ingaan hier, so met 'n vraagie vir julle. Nommer 1, wie weet waarvoor staan Afbop? Dit is altyd die eerste vraag wat ek kry by enige presentation. Waarvoor staan Afbop? Is iemand wat 'n kans wil vat? Almal vrek babas boere? Nee, dan die kans is om, ek al baie gehoor. Ek weet, daar's baie weergawe daar buite. Ek het nou so 'n tydjie terug te hoor ek iemand sê alle vrot bene onder bewaring, ek het dit al gehoor. Maar ek wil net vir julle sê, vir die van julle wat wel wonder, Afbop staan nie eintlik vir iets nie. Jare terug het dit gestaan vir die Afrikaner volk op begrafnisonderneming beperk. Dit was die ou naam geweest, maar deesdae gebruik ons hom net as die akroniem Afbop. So net vir enige duidelikheid daar as julle met iemand praat wat nie weet nie. Dan wil ek ook gou vra, wie wil vir my sê hoe maak Afbop geld? Nee, kom. Okay, laat ek so vra. Wie dink dit is uit begrafnisse uit? Wie is die mense wat gedink het in COVID uit, Afbop is seker nou skatryk. Wys vir my, wie het gedink dis hoe ons geld maak? Ja, dankie vir die eerlikheid. So, eintlik iets wat ons hou daarvan om vir mense te sê is, ons is regtig nie mense wat sit en wag vir die dood nie. Dit klink terrible, dit gaan gebeur. So ons hoef nie te wag nie. Vir ons gaan dit oor hoe langer mense kan lewe, hoe beter is dit eintlik. Want mense dink ons maak ons geld uit begrafnisse uit. Dit is onwaar, ons doen nie. Ons maak ons geld uit premiebetalings uit. So langer die mense lewe, hoe meer geld maak ons by die einde van die dag. Maak dit vir julle sin. As die mense te sterwe kom met ons uitbetaal, en ons kry niks meer inkomste uit daai mense uit nie. So net ter inligting dan, dit is eintlik 'n mite dat al die begrafnisondernemers sit en wag vir mense om dood te gaan. Dit is regtig nie waar nie. Preach it, sister. Daar wil ek dit gou sê, wat maak Afbop anders? Julle weet daar is natuurlik 'n klomp begrafnisondernemers daar buite. Wat maak Afbop anders as ander begrafnisondernemers? So, kan ek gou vra, is die enige Afbop polishouers hierso? Ek graag julle moet gou julle hande opsteek, lekker hoog. Okay, ek sien jy is nou maar 'n paar. Maar jy's nog baie besigheid vir jou raad nie. So, by Afbop wat ons anders maak, ons is 'n mutual assurance society. En wat dit beteken 'n mutual, ek weet nie wie van hierdie slim mense is wat weet wat nog 'n mutual beteken. Dit beteken ons het nie shareholders nie. So daar's geen eksterne mense wat om 'n groot lang tafel sit aan die einde van die finansiële jaar en hulle vryf hulle handjies vir hulle vakansies wat hulle nou gaan hou met al die geld wat hulle gemaak het nie. So al die
winste wat hierdie maatskappy maak, gaan terug na ons polishouers toe. En dit is wat ons anders te maak. En 'n groot gedeelte van elke polis wat iemand betaal, 'n gedeelte van daai geld en elke begrafnis wat ons doen, gaan in 'n gemeenskap betrokkenheidsfonds. So by ons noem dit ons die Community Involvement Fund. En daaruit kan ons fondse trek om die gemeenskap te bedien en terug te gee in die gemeenskap. So wat dit eintlik beteken is jy wat hier sit nou net jou hand opgesteek het, afvalpolis het jy 'n aandeel in baie van die projekte wat ons doen in terme van biblioteke by minderbevoorregte skole opsit. Ons het so 'n container libraries wat ons uitgee. Ons het nou oor die 60 van hulle uitgegee. En ons het ook ons kospakkie projekte wat ons doen. Ons het verlede jaar hier in Bekwini het ons oor die R300,000 se kospakkies uitgegee wat in die hele area van toepassing is. Nasionaal oor die R11 miljoen se kospakkies uitgegee. Ons probeer 'n klein besighede help finansiëel. Ons het 'n klomp dinge waarby ons betrokke is wat uit ons gemeenskap betrokkenheidsfonds kom. As ook kinders, skole, ons het 'n klomp dingetjies. En dan eens hulle sal baie trots wees op ons hoofkantoor gebou. Dis ook hierdie Go Green met die carbon footprints wat Raadnie nou net gesê het. Dis al hierdie fancy goed waarvan hulle nou gepraat het, afvalbesoek baie betrokke om te kyk dat hulle deel doen daarso. En dan ook met die acclimation waarvan Raadnie nou gepraat het. Dis 'n groot deel daarvan. Vir mense is dit maar 'n vreemde konsep, maar ek sê altyd, jy weet, 20, 30 jaar terug, toe verrassing eintlik maar prominent geraak het as 'n keuse, toe mense ook maar bietjie vreemd vir my. Maar dit is 'n nuwe manier. En ek sê ook net wat ek wil bysê wat Raadnie nie gesê het nie, is net dat is nie 'n nuwe ding wat Afkop gebring het nou tot hier gestig het nou nie. Dit is 'n ding wat nou in Amerika en Kanada en Australië, daai plekke is dit al iets wat vir jare wat hulle doen is acclimation. Ons het dit net Suid-Afrika toe gebring want ons het dit nie gehad hier nie. So julle is welkom op die brosjure te kyk daaroor en dan ook as julle op die internet gaan, ek sê altyd druk net daarin acclimation, ek gaan video's vir jou gee, alles van hoe dit werk en so aan. So as julle meer inligting wil, jy kan daarna kyk. Dan wil ek ook net sê Afkop is 'n familiebesigheid. Ria is hierso vandag. Ria, was seker jou hand op wat hulle net sien. Baie van julle wat al by die Afkop besoek het, sal dalk vir Ria ken. Ria was vir 28 jaar by Afkop Parel gewees en sy het Wellington tak oopgemaak ook. En Raad het nou 'n jaar en 'n half terug by haar oorgevat. Maar soos 'n familie mos is dit nie maklik in die baie nie. So Ria doen nou die blomme vir Raad nie, sy het haar eie bloemiste begin. Julle sal sien daar is die Blommeland bannertjies daar langs ons groot banner. So asseblief ondersteun vir haar ook in haar besigheid. So baie dankie Ria dat jy vandag hier so is. En ja, en dan wil ek net sê, Francis het nou klaar weggegee die groot geheim dat Afkop Parel gaan 'n revamp kry. So een van die dae as julle daar in die pad verbyry, sal julle sien hulle is besig om te werkskaf daar. As alles klaar is, asseblief gaan drink gerus 'n koffietjie hier daar by Raad nie. Hy's 'n gebou waarop ons baie trots gaan wees. Ons het 'n hele remodeling wat ons dan gaan doen met al ons takke en hy is een van die flagships wat hulle gekies het om te begin. So baie opgewonde daaroor. Ek sê altyd dit sê iets van Parel tak ook. Jy weet dat hulle dit gekies het. So dis die enigste ene hierso in die streek wat hulle nou basies gekies het is om syne ook te doen. So baie geluk Raad nie met dit. En ja, ek dink as julle enige vragies het rondom enige iets, mense het mos maar vragies of as julle miskien enige groepies het waarby julle betrokke is, ons kom op baie na die plekke toe en ons kom praat bietjie oor acclimation self. Miskien is dit julle by die werk 'n groep en julle dink dalk dis 'n topik waar julle met julle mense wil gesels, jy weet. Wat die belangrikheid is van polisse, wat die belangrikheid is om aan hierdie tipe goed te dink. Julle is welkom om vir Raad nie 'n laaitjie te gee en dan kan ons 'n aanbieding by julle werksgeleenthede of so te kom doen. Miskien behoort jy aan een van 'n vrouevereniging of 'n tehuis, weet jy dalk van wat so iets kan plaasvind by so iets, asseblief julle is welkom. Kom gesels met ons is ook hier na die tyd en net weer eens baie dankie vir die geleentheid, ons waardeer dit. Dankie Jolanda. Roepie kan voortvoer vir Lucky Draw. Hilde, waar is die kaartjies? Dankie. Gelukkige trekking. Kom Jolanda staan ry. En almal kaartjies ingegooi. As hy kry.
John Valentine Tracker. Hi John. Mooi man. Daar sy volgende ene. Congratulations, John. Cheers, thank you. Paas, Uniklok se oukie. Jy hier agter. Wat is jou naam nou? Wat is jou naam? Marlin. As hy Marlin kom, kry vir jou. Pragtig. Volgende een. Hy brief van die kerk. Kom jou dan. Ask Paul. Ja, hierdie vrou is hy brief van die kerk was een van die 3 girls wat die grootste toerisme ding hierdie week in Drakensberg aangebied het. En hy brief ons wil sommer sê baie geluk. Dit was die grootste sukses vir toerisme en vir ons dorp. En Drakensberg selfkom is baie trots op jou. Dit was verskriklike groot werk. Hierdie vrou het daar dood gewerk. En ek weet waar jy vandaan kom. Baie dankie, die wynplase was almal daar. Dit was baie groot sukses. By Nantes Estate, al 2 vloere was vol. Sy minister Ivan Meyer het kom toespraak hou. Drakensberg munisipaliteit was daar. Baie geluk. Stuur jou geluk aan almal, hoor. Ja. Dean, hallo Dean, is jy hier? Dienst met Old School? My jette, Genevieve se seun, hallo. Baie welkom Dean, ek sien jou met hoor. Alicia Groenling. Kom toe hoor. Die laaste een van julle die uit die team vir ons pepperspray gegee. Kyk julle, ons raak so selfbewus hierso met hierdie fidelity. Vertel, waar is jy? Hier in die kombuis. O, daar staan sy dan. Dankie daarvoor. O, my hemd, toe wen ek dit. Wat sal Hilde Meyer? Dis Hilde, skenkom. Jy het ene. Skenkom. Ek kies eintlik nie. Ag nee, jette Dirk. Cornerstone. Dirk Cornerstone is die grootste man in die vertrek. Nou moet hy dit weet. Waar is dit? Dirk? Haai dit reg? Jy was net nou hier. Het hy gery? Okay, goed, dis jammer. Reg? David Frost. David, ag maar nie my sê, is jy bang? Hy mag vir 3 maande die wen nie. Hy gaan al die finale. Baie dankie aan almal wat geskenk het. Julle gaan ons bedankings doen. Daar's lekker sop, broodjies, ons kuier na die tyd. Meng met mekaar, doen netwerke want dis 'n netwerkgeleentheid, hoor. Môre almal.
Ek wil net gou by sê, ek en Fransis het nie tyd vir begrafnisse nie, julle. Ons gaan dit nie maak nie, so verskoon ons sommer maar vooraf. Dis Maar ons besigheid dan. afkop gaan baie besigheid kry. Eerstens wil ek net baie dankie sê vir ons hoofborg afkop, Parel, vir julle toewyding en ongelooflike groot bydrae. Ons waardeer dit, Rotty en span. Baie dankie vir julle. Zonnevanger vir die pragtige fasiliteit, soos altyd. Julle gasvryheid en dat julle ons hierso verwelkom het. Lewende Woord Parel vir die heerlike koffie en tee en ook vir Pieter Louis wat die moeite gedoen het om vandag ook hier by te woon. Dan aan die Parel Pos, ek maak verskoning vir hulle is nie hier vandag nie. Dies en Dava, baie dankie vir julle bywoning. Dan ook alle dames wat gehelp het met die organisering, dit sal wees Francis, Lizelle, Ilde ensovoorts. As ek iemand uitgelos het, vra ek om verskoning. Almal wat gehelp het met die registrasietafel, Uniclubs, George, julle, jy en jou span, almal daarso by dit die IDT, Lizelle en jou span, baie dankie vir julle wat help met die beveiliging en die registrasie. Umada en Jacko, Parel met die uitstalling van julle motors hier aan die buitekant en onthou om hulle asseblief te ondersteun met die pannekoek en die geleentheid om hulle voertuie toets te bestuur. En dan almal wat gelukkige trekkings geborg het, baie dankie aan julle. Almal wat hulle produkte hier by klein tafeltjies uitgestal het, maak gerus 'n draai by afloop van hierdie funksie. En dan ook natuurlik vir Edgar Petersen, wat vir ons die YouTube opname doen en ook die klank en die beligting en sovoorts verskaf. Die fotograaf en sy span, baie dankie vir julle. En alle sprekers, almal wat 'n geleentheid gehad om hier voor ietsie te kom sê. Dan, daar is 2 datums ook vir enige firmas wat nog 'n sake koffie wil borg hierdie jaar. Dan is ons klaar. Ons is klaar vir jaar dan. Ons het dan al ons sake koffies vir die jaar uitgeboek. So julle is welkom as daar nog iemand is wat graag enetjie wil aanbied. Gesels gerus met ons. Dan inligtingstafel is hierso aan my linkerkant. Vir die wat nog nie op die WhatsApp groep is nie, kom na my toe, bring jou nommer, want ek verstaan daar's party mense wat sê hulle is nog nie geadd op die groep nie. Dit is 'n WhatsApp groep waarop advertensies uitgaan. Julle kan julle advertensies stuur. Ons het natuurlik so 'n bietjie van 'n backlog, want ons kan nog net so 4 tot 5 advertensies plaas 'n dag en soos julle kan sien, bars die sakekamer uit sy nate. Maar ons wil almal op die groep hê, sodat julle almal verwittig word van enige promosies of enige dienste wat gelewer kan word. Ongelukkig is dit ook so dat WhatsApp soms stuur hy 'n notification wat jy mis, wat jy moet aanvaar dat ons jou invite na die groep toe. So dit mag dalk vir jou lyk of ons jou nie add nie, maar dis maar nie daai funksionaliteit wat jou foon dan nou toepas. So julle kan maar met my kom gesels, ek sal vir julle dan natuurlik oplaai. Dan vroue in besigheid, alle sakevrou wat lid is van die Drakensberg Sakekamer kry gratis vroue lidmaatskap by Vrou in Besigheid. Kom kry 'n vorm by my, vul hom in. Jy gaan nie 'n faktuur kry hierdie jaar vir sakevrou in besigheid nie. Kom kry 'n vorm, vul hom in en dan raak deel van die Vroue in Besigheid. Dis baie belangrik vir jou besigheid. Kom registreer jou WhatsApp nommer, het ons bespreek. Indien daar firmas is wat hulle funksie wat 'n funksie wil borg, is julle welkom om ook met ons te praat. Daar is heelwat geleentheid. Ons het onder andere Geraldine Berg wat vir ons die 6de Augustus 'n vroue event gaan kom aanbied. Dis 'n ongelooflike groot funksie en ek dink ons almal sien uit om na haar te luister ook met haar testimonial wat sy vir ons gaan bring en so aan. Maar julle dames het die geleentheid ook om dan julle produkte uit te stal en ook julle besigheidskaartjie op te sit of 'n goodie bag te sponsor of 'n borg te wees vir die event. So kom praat met my en Francis of met wat is ons ander dametjie? Die ander dametjie? Maggie. Julle kan met Hilde, Maggie of Francis gesels of met Lizelle by IDT. Enige van ons 4 kan julle mee gesels in verband met dit. Dan nuwe besigheidsaansoekvorms is ook by my, soos jy nog nie aangesluit het as 'n besigheidslid nie. Kom haal die vorm by my, voltooi hom en stuur hom in sodat ons so spoedig moontlik jou 'n lid kan maak van die Drakensberg Sakekamer. Dan het ons nog Drakensberg Sakekamer episodes beskikbaar vir enige iemand wat sou belangstel om 'n episode te skiet. Ek weet ons is hierdie komende week by Monte Cristo en ook by Uniclubs vir opname wat dan uitgaan. Hou ook ons Facebook dop.
Drakensberg Sakekomer Facebook gaan nou begin om ook die nominasies bekend te maak vir vroue in besigheid, ook die sakeman in besigheid, ook die entrepreneur van die jaar en dan ook die wat is die ene? Waarvoor Monte Cristo ook genomineer is? Gemeenskapswerker van die jaar. So as jy nog enige nominasie het vir enige besigheidseienaar wat hier sit, maak asseblief kontak met my, Dirk of Francis by info@Drakensberg Sakekomer sodat ons so spoedig moontlik weet wie wil julle ook nog nomineer om deel te wees van hierdie toekennings. En dan, daar is nou geleentheid om te netwerk vir almal van julle, daar's ook sop wat buite bedien word, so julle is meer as welkom vir ietsie te kry, en dan sien ons julle volgende keer veilig reis. Dankie vir julle. Ek wil net gou vir jou vra, ons het nou nie Daan van Leeuwenboomkamp hulle die FW's video gespeel nie. Ons gaan nou die WhatsApp of is hy reg? Kan hy nou speel? Kom ons kyk gou net na hierdie video en dan kan julle gaan en dan wil ek FAK net gou nog ietsie met julle bespreek. Julle net in kort FAK, ek weet nie of julle vir Jolene ken nie, hulle is nie in Drakensberg, hulle sit in die akademie se kantore, sy net gou ietsie vir julle. Môre julle, goed om almal weer te sien. Laas ek julle gesien het, het ek gepraat oor die FAK se kultuurnaweek, en nou is ek terug, en dit is oor 'n week, presies 'n week. Volgende week Vrydag skop dit af, en ja, ons nog baie, daar's nog kaartjies oop, so asseblief gaan koop, moenie hierdie misloop nie. En dan het ek vroeër die week 'n boodskap laat stuur op die groep dat ons 'n kompetisie loods. Nou is dit hier, dit is 'n gelukkige trekking, so dit is vir 2 naweekkaartjies vir die Vrydag en die Saterdag om dan al die programme by te woon. So ek gaan nou die naam trek.
Drumroll. Dit is Marlies Goosen of Marlesai Goosen. Sy is ongelukkig nie hier nie. Gelukkig nie nie. Ek dink. Dan krijg je Davine Albertus. Sta je hier? Oké, wat is die volgende? Draai Francis Nieuwoud. Lizette Grobler. Ook niet. Oké. Jacob Goosen is die ook hier. Hallo. Paula Wester. Ja, hy sien waar is jy? Waar nou? Kom. Die kaartjies vir die kultuurnaweek. Baie gelukkig hoor. Jy alleen sonder. Dis 2 kaartjies, so Jy kan enige vrou saamneem. Hy is altyd die veiligste op jou eie. die program is agter ons, so ek kan mooi kyk waar ons. Ja. Die wat nou nie gewen het nie, weer eens, moenie vergeet om die kaartjies te koop. Op die pamflette is daar 'n QR-kode, so jy kan dit volg. My kontakbesonderhede is ook as jy enige vrae het. Dit gaan iets besonders wees. Die organiseerder het my vroeër die week gebel en gesê hulle het so 'n bietjie begin vind met die musiek en alles en dis ongelooflik, dis iets baie uniek. So ons sien uit om julle daar te sien en dan soos julle hierdie jaar mis, sien ons julle volgende jaar. Baie dankie. Dankie aan almal wat bygewoon het. Drink lekker sop, kuier 'n bietjie en Manusbury, baie welkom julle. Jop. Dis julle uit hoor. Gaan julle volg.